Goeiemôre, dit is Vrydagoggend net die 27ste Maart, die jaar 2026. My naam's Dani Gerber. Man, is jy opgewonde? Ek sê dit lanklaas gesê, maar as jy nie opgewonde is nie, klim terug in die bed, spring aan die kant uit, raak opgewonde. Jesus Christus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. Vandag gaan ek en jy 'n bietjie gesels oor ongehoorsaamheid het 'n prys. Maar dit is so waar. Maar ek en jy nie hoor nie. En ons ouers het ons altyd vir ons gesê, nee, as jy nie wil hoor nie, gaan jy dit voel, nee? Want ongehoorsaamheid is daar 'n prys aan verbonde. En toe daaraan dink ek in hierdie gedeelte in God se woord, Jona. Kom ons gaan lees so 'n bietjie uit die boek Jona. Jona 1. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Nou, ek dink toe aan hierdie gedeelte, hoeveel keer het ek en jy nie al 'n woord gekry wat ons vir iemand moes gaan sê nie. En dan dink ons, ek kan nie vir hierdie ou dit gaan sê nie. Daai ou gaan dit heavy verkeerd opneem en dan is die hel los en dan is daar 'n moeilikheid. Ja, om die vrede te bewaar, bly ek eerder stil. En dit is wat Jona ook gedoen het, nie, want hy wou nie na Ninive toe gaan nie. Maar wat het hy gedoen? Hy sê, maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here af weg, en hy het na Jafo afgegaan, en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar, en hy het die reisgeld daarvoor betaal, daarin geklim, en saam met hulle na Tarsis te vaar, van die aangesig van die Here af weg. Nou ek en jy kan sommer net weet, ek en jy kan nie van die aangesig van God wegkom nie. Die Here is oral, hy is alomteenwoordig, hy is alwetend. Jy kan nie van God af wegvlug nie. Maak nie saak wat jy doen nie, maak nie saak waarna jy kyk nie, want baie van ons dink mos maar, as ek in my kamer is en ek het die kamerdeur toegemaak en daar's niemand nie, en ek is op my foon, en dan kan ek gou na goedjies kyk, en niemand sien my nie. God sien alles, hy weet alles, hy ken jou hart, hy het jou gemaak, so daar's niks wat ek en jy vir hom kan wegsteek nie, halleluja. En die Here is toe in verse 4 sê, maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp, en toe daar 'n groot storm op die see ontslaan het, het die skip gevaar geloop om skipbreek te ly. En as julle Jona gaan lees, dan moet julle gaan lees, en wat doen nou Jona? Hy sien toe nee, hier kom moeilikheid, hy gaan klim eerder af onder in die skip, en hy gaan raak in die slaap, en hy slaap. En hierdie seemanne, hulle bid tot hulle God, en die woord sê hierso in verse 5, hy sê, toe word die seeliede bang, hulle het elkeen tot sy God geroep, so elkeen het sy God, en daar is ook baie mense sê, ja, maar ons dien dan net een God. Nee, ons doen nie net een God nie, dan elkeen het tot sy God geroep, en hierdie gode het niks gedoen nie, hulle het nie eens gehelp nie, hulle het nie eens geluister nie, want hulle kan nie hoor nie. En hulle gaan toe na Jona toe, hulle sê vir hom, maar word jy net bietjie wakker en kyk bietjie wat om jou aangaan en roep tot jou God. Miskien sal jou God ons roep. En soos julle gaan sien, en ek gaan verder lees, het hulle gesê, kyk, gooi my in die see, dan sal die storm stil raak. En een wat hulle geleer het, is hierdie seeliede het tot bekering gekom. Hulle het God gevind en hulle het 'n offer gebring en goed, maar hulle het vir Jona gevat en hulle het hom in die see gegooi. So partykeer ons ongehoorsaamheid, dan word ons ook in die see gegooi, want ons wil nie hoor nie. En dan moet ons deur hierdie lyding gaan. Julle verder gaan lees, hoe was Jona opgeslurp geweest deur 'n groot vis, en hoe moes hy daar in daai seegras om sy gesig, en daai water, daai reuk, daai vrot, jy kan jouself indink. Hoekom wil ons deur sulke goeters gaan? Net om ons ongehoorsaam wil wees. Die Here soek gehoorsaamheid. So kom ek en jy is gehoorsaam aan die Here, want ons nie nodig om in die see gegooi te word nie. 'n Geestelike see vir my en vir jou. Amen. Kom ons bid en ons vra vir die Here vir leiding. Halleluja. Abba Vader, Here, baie dankie vir u teenwoordigheid. Here, dankie dat ons kan leer uit Jona. Here, dat ons nie ongehoorsaam sal wees nie. Here, dat ons nie sal sê, ek gaan dit nie doen nie, en ek gaan eerder probeer wegvlug van die Here af, en dit is nie vir my nie. Here, want as u toorn moet ons ontplof, Here, dan sit ons dalk in 'n plek waar Jona gesit het, en ons wil nie in so 'n plek sit nie. Here, kom, lei ons, gee vir ons die krag, want die woord sê, jy sal krag ontvang as die Heilige Gees oor jou kom. En ons bid en vra, Here, gee vir ons die krag, die leiding, om u wil te doen, in Jesus naam.
Amen en amen. My liewe broertjie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie naweek, gaan verkondig die Here se woord, sy evangelie, en onthou, as jy iets gaan doen wat jy God nie kan vereer nie, stop daarmee. Draai jou rug daarop. En dan moet 'n geseënde naweek hê, as die Here se wil is, maandagooggend, selfde plek, selfde tyd. Amen.